Okay, so die blankse storie is in ja, is amper 25 jaar gelede. Het ek in Puy vir my gaan werk by Chateau Chatelard. Baie goeie produsent in Puy vir my en van Sancerre. Hulle het vrugte van albei areas gekry. Dit is seker Frankryk se belangrikste Sauvignon Blanc areas waar dit nie versny word nie. Dit is 'n soort van in die middel van die Loire rivier en weerskante van die rivier. Sancerre is wes en Puy vir my is oos. In elk geval toe ek nou daar begin werk en ek sien hoe werk hulle met dit en hoe proe die wyn, as dit baie geproe. Toe besef ek maar hierdie wyn lyk en is glad nie soos wat ons gewoond was en geleer het van, ek sal sê, suidelike halfrond Sauvignon Blanc nie. Om die waarheid te sê, vir daai mense, as hulle 'n groenigheid op die wyn kry, is dit eintlik 'n disaster. So by so dat hulle soms hulle wyne sal declassify en dit net as vin ordinaire of vin de paille verkoop, as daar groen op dit is. So hulle het absoluut hierdie ryp en tropiese amper smake en geure in hulle wyne gekry. En die ander ding wat vir my merkwaardig was van hulle wyne is hoe dit kon verouder. Ek het verskeie 10 jaar oue Puy vir my gedrink en so meer. Ek het daar ook bevriend geraak met ander produsent van Puy vir my met die naam van Didier Dagnou, redelike legende, en by hom ook gaan kers opsteek. En jy weet, ek het tot die gevolgtrekking gekom dat ons dalk die punt 'n bietjie mis met ons groen Sauvignon Blanc. Jy weet, hier kry hulle mos dubbel goud en 20 sterre as dit guava het en gras en capsicum, groenpeper, al daai soort van karakters, kiwifruit, jy weet. En en toe ek teruggekom, ek het in basies 'n nuwe plaas begin in hemel en aarde en ek het toe wat ek geleer het en wys geraak het, daar gaan toepas. Toe my Sauvignon Blanc klaar is, soos die meeste ouens al amper uitverkoop op hulle oesjare en my Sauvignon Blanc kon ek net inskryf vir die ou Air France kompetisie. En meeste mense wat daai Sauvignon Blanc geproe het gedag dis baie vreemd. Maar lou en behold, dit wen toe nou die Sauvignon Blanc op afdeling en is ook die witwyn van die jaar gekies deur die 100% Franse beoordelaars. So ek het daarom geweet ek is op die trek. Toe gaan my paadjie Nieu-Seeland toe om basies 'n nuwe plaas te ontwikkel en wyne te maak vir Sancerre produsent Henri Bourgeois, wat ek ook leer ken het in daai tyd en hulle wou baie graag Sancerre tipe styl wyn geskep het in Nieu-Seeland. Dit was verskriklik moeilik geweest vir ons om dit reg te kry. Ons het baie hard gewerk in die wingerd. En ek het uiteindelik tot die slotsom gekom dat die groot rede hoekom ons so sukkel en om daai, ek wil amper sê, tipiese kiwi Sauvignon Blanc karakters uit te kry uit die wyn het, wat hulle eintlik nie wou gehad het nie, was omdat die wind so baie waai in daai area. So jy weet, die metoxypyrazine is baie hoog in Sauvignon Blanc, dis wat daai geure ook vir ons gee, wat ons nou net van gepraat het. En
En as die wind 'n bietjie sterk waai, dan maak die stigmata, die huidmondjies mos nou toe op die blare om te verhoed dat die plant al sy vog verloor, evaporasie en so meer. Maar as dit gebeur, dan is daar ook nie meer verder fotosintese nie. En maar soos jy weet, die suiker in die druiwe kan nog opgaan met die fisiologiese rypheid van die druif vorder nie. Wat ons op 'n manier kunsmatig doen in die warmer sites in die land is ons pluk dit net vroeër. Ja, daai styl van wyn het ek verlief geraak en dit het my aangestaan, maar ek het besef dat jy het 'n baie spesiale site nodig om dit in te kan doen en te kan maak. En toe ek nou hier in die Helderberg aankom, het ek hierdie Driefontein wingerd gesien. Hy was ongelooflik beskik. Jy weet, op 'n mesoklimaat basis is hier waar ons is op die Helderberg se hange, is ons in elk geval baie beskik van die suidoosters, want die berg is reguit in die pad van die suidoosters. En dan is hierdie wingerd ook nog voor die Here groot huis, die withuis geplant en so half in 'n gat. So hy is behoorlik beskerm van die wind. En sommer met die eerste probeerslag het ons in 2012 gesien dat dis presies die teiken kon bereik wat ek wou bereik het stylisties met hierdie wyn. Ons het dit vir 'n paar jaar natuurlik sommer op blank genoem en dit is 'n enkel wingerd en so aan, maar ek dink ons het net mense confused want dis nie wat die publiek verwag het nie, en ek dink nie die wyndrinkende gemiddelde Sauvignon Blanc fan was gereed vir so iets nie. En ek het toe dit verander na blank toe, want ek het gevoel hier maak ek eerstens hopelik 'n goeie witwyn en daarna is dit toevallig dat dit van Sauvignon Blanc afkom. Sedertdien het die wyn baie gewild geraak, veral in restaurante, en baie mense wil dit ook juis op hulle wynlys hê as 'n alternatief tot die tradisionele styl. Die wyn verouder ongelooflik. Ons het loyale kopers van daai wyn elke jaar wat al voorrade opgebou het en elke nou en dan vir my laat weet hoe lekker drink die 2015 nou of die 2013 wat ook al. So verseker verouder hulle pragtig. So ek sê altyd vir mense, ek wou daai wyn maak omdat ek self daarvoor lief is, en dan soek ek net so 'n paar honderd ander mense wat ook daarvan hou, dat ek my gewoonte kan volhou. Dan die wynmaakkant, dink ek is eintlik minder belangrik in hierdie geval. Die wingerd word natuurlik biodinamies bestuur en daai binariese proses volg ons ook deur in die keller, wat myns insiens beteken dat ons dit heel trots pres. Ons sit geen ensieme of swaal by die pres nie. Van daar af gaan dit om af te sak. Ons sak ook nie af met enige ensieme nie. Daar kom nog steeds nie swaal by nie. Ons wag, ons trek dit dan af as ons voel dat dit nou genoegsaam afgesak. Dan is dit 'n spontane wilde gisting, basies die gis van die wingerd af, wat dan die wyn meer droog is. Die gisting geskied in ou neutrale vate. Ek hou nie van die stainless steel nie, en ek dink nie 'n wyn kom regtig tot sy reg en ontwikkel behoorlik in so inerte situasies so stainless steel nie.
En die ou vader gee vir ons baie mooi mondgevoel. Dit gaan eintlik oor die tekstuur en die mondgevoel van die wyn. Ja, gewoonlik verouder ons dit vir so 'n jaar ten minste in die vate, partykeer bietjie langer afhangende van die oesjaar. En dan as ek kan, hou ek af van om dit vir nog so 'n halwe jaar na 'n jaar soms te verouder in die bottel voor ons dit vrylaat. Maar ja, iemand soos Christian Eads het dit al beskryf as die non-Sauvignon Blanc drinkers Sauvignon. Mense wat hou van Sancerre en Puy vir my is gewoonlik ook mal oor die Driefontein Blanc. So ja, ek dink dit ek meestes. Dankie.